baie groot dankie aan die Smith Auto Group in Bloemfontein wat die lewe met 'n rede bediening help moontlik maak. In Lukas 10 vers 40, die tweede deel tot vers 42 staan daar, en is Martha, Maria, Jesus, dis in daai konteks. Sy kom toe daar staan en sê, Here, hinder dit U nie dat my suster my alleen laat bedien nie. Sê sy moet my kom help. Want die Here antwoord haar, Martha, Martha, jy is besorg en bekommerd oor baie dinge, maar net een ding is nodig. Maria het die beste deel gekies, en dit sal nie van haar weggeneem word nie. Ek wonder of daar nie dalk 'n vraag is wat op baie van ons lippe is, of in ons gedagtes is nie. Die vraag van, hoe hanteer ek die gejaagde lewe van vandag, sodat ek nie my varkies verloor nie? Is dit nie so, dat ons word so gejaag, en daar is soveel dinge om te doen, die oomblik as jy stil sit, en jy wil net 'n bietjie asemhaal, dan onthou jy, daar's nog iets wat ek moes doen. Voel jy partykeer so, en dan vlieg jy maar op, en jy gaan doen daai ding. Of as jy nou regtig stil sit, en net 'n klein bietjie asem skep, dan voel jy skuldig. Jy kon nou, terwyl jy nou asem geskep het, kon jy nog dit en dit en dit gedoen het. Ja, ons word so gedryf deur die gejaag van hierdie lewe. Ek wonder nogal of Martha so sou gevoel het. Daar is soveel dinge wat gedoen moet word. Die gaste moet gemaklik gemaak word. En dan moet daarom seker ietsie wees om te drink. En dan moet waskottels aangedra word, want hulle hande en hulle voete is waarskynlik baie stowwerig van die stofpaaie. En dan moet daar ons nou kos gemaak word. En so is Martha besig. En haar oog vang Maria. En kan jy glo? Maria sit aan Jesus se voete, en al wat sy doen is, sy luister net. Sy hang aan Jesus se lippe. Is dit nou regverdig? Is dit regverdig dat Maria sit en niks doen, en sy wat Martha is, moet rondskarrel? Is dit nou regverdig? Nee wat? Jesus moet intree. Jesus moet nou so 'n bietjie die dinge regkry. Jesus moet nou vir Maria sê, Maria, kry jou prioriteite reg. En Jesus doen die teendeel. Die teendeel as wat Martha verwag het. So wat leer ons uit hierdie gedeelte vir ons wat so vasgevang is in hierdie lewe, se besig. Miskien sommer die eerste ding. Stop en dink. Stop en dink 'n bietjie, waarmee is jy besig? Is dit goedheid wat regtig van belang is? Is dit goedheid wat regtig prioriteit is? Of maak jy partykeer net jou lewe vol met 'n klomp afsprake waaraan jy so klein bietjie kan terugsny? Jy kan partykeer 'n bietjie nee sê. Waarmee is jy besig? Stop en dink. Dan die volgende vraag is dit wat vir jou belangrik is, werklik belangrik? Mens sien nou hierso in Martha se lewe, vir haar was dit baie belangrik om vir haar gaste te versorg en kos te gee, maar vir haar hoofgas, Jesus, was dit nie top prioriteit nie. So dit wat vir Jesus belangrik was nie so seer dit wat Martha gedryf het nie. So ons moet 'n bietjie vra, is dit wat vir ons belangrik is, werklik belangrik? En dan sommer die laaste ding wat daarbey aansluit, is die vraag, wat is vir God prioriteit? Nou ek lees hierdie verhaal, hierdie geskiedenis van ene broer Lawrence, 'n monnik, wat op 'n stadium in 'n klooster die volgende brief geskryf het, waarin hy sê, Jesus was tussen die skottelgoed in die kombuis, net so naby aan my as in die nagmaal. So dit gaan oor 'n ander ingesteldheid oor die lewe, nie oor 'n verminderde dagboek nie. En dan sê hy so 4 goedjies wat ek sommer net vinnig met jou wil deel. Die eerste is, jy moet die behoefte hê om naby God te wees. Dit moet vir jou 'n hartsbehoefte wees.
Jy moet hom bewuslik in jou lewe soek. Met lofprysing, sê hy, moet jy die negativiteit verjaag wat so maklik op jou kan neerdaal. God moet altyd in jou gedagtes wees. Wees van alle dinge die liefste vir God en nie soseer vir God se dinge nie. Miskien moet ek en jy weer na ons prioriteite kyk. Is daar regstellings wat gemaak moet word, soos by Martha, of sit ons aan Jesus se voete? Groot dankie aan die Smith Auto Group in Bloemfontein wat die lewe met 'n rede bediening help moontlik maak.